Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Stel jou gou vir 'n oomblik voor, jy staan voor 'n skildery van 'n pragtige groen houtskip wat doodstil in die hawe staan. Van 'n afstand lyk dit asof die son se strale vanaf die water weerkaats en die paar dowwe wolke in die lug lyk asof hulle op presies die regte plek geplaas is. Die hele skildery is vreedsaam. Dit is asof jy net daar wil wees. Maar dan stap jy na die skildery toe. Jy kom so naby aan die skildery dat jy jou neus in die romp van die skip begrawe. So naby dat al wat jy kan sien net 'n klein gedeelte van die romp van die skip is. Daar is verskeie ander kleure en dinge wat gebeur in die skildery, maar van waar jy op daardie oomblik staan, kan jy dit nie van jou posisie af sien nie. Al wat jy kan sien is donker. Nie hoe die donker deel uitmaak van die skildery nie. Dit is dikwels wat gebeur wanneer die lewe vir ons nie sin maak nie. Ons is so naby aan die situasie dat dit moeilik is om enigiets anders as net die stryd te sien. Ons sien net die donker, maar ons kan nie sien hoe dit wat ons op daardie oomblik deurgaan in die groter prentjie inpas nie. Ons kan nie die mooi van die hele prentjie sien nie, want ons is te naby. God aan die ander kant sien die groter prentjie en hy's intiem betrokke by die situasie. Hy's in beheer en hy weet hoe hy dit wat jy nou deurgaan sal gebruik om jou te vorm na die beeld van sy seun. Hy sien hoe daardie donker gedeelte van die romp die groter prentjie soveel mooier maak. Soos Paulus sê in 1 Korintiërs 13 vers 9, want ons ken ten dele. Soos jy vandag in so 'n stryd is, moenie hierdie waarheid vergeet nie. God sien altyd die volle prentjie. So jy kan hom vertrou, selfs al maak dinge nie vir jou op hierdie oomblik sin nie. Here, ek besef vandag net weer opnuut dat my perspektief beperk is. En daarom sukkel ek dikwels om die hoekom agter my omstandighede te verstaan. Wanneer my hart egter moeg, angstig of verward is, herinner my daaraan dat U die groter prentjie sien, nie net die enkele donker gedeelte wat ek op daardie oomblik sien nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.